maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop, liefde. Hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Tot sover die woord van die Here. Kom ons bid saam. Ik ken die weg alleen. Ik ken die bepalings van ons levens. U het die dag aan die twee geliefdes geskenk. Dra hulle aan die handpalm. Van die pad van die huwelik is net nie met rose besaai. Dit is en het dorings en dissels. Gee hulle alle wysheid, gee hulle kennis, gee hulle die nodige liefde om vir mekaar te verdra. Seën alles wat ons sal doen, in naam der Here. Amen. En Aletta Katsau en die huwelik te bevestig. Nou, julle het vir ons uitgenooi om hier te wees. Dit is nie waar nie. Ons ken ook nie mekaar. Al die mense wat gekom het. Dis net julle wat die kaartjies uitgegee het en al die goed. Of ander mense gevra het, gaan gee die kaartjie daar af. Gaan gee daar af en soms. Nou, voordat die officiële verwelkoming gedoen sal word, sal u net omdraai en vir die mense wat u genooi het, sê welkom. Welkom by die diens van die Here. Sal u omdraai vir hulle baie, sodat hulle tuis kan voel. En sal u ook as hulle baie asseblief, die groep is hartelijk uitgenooi dat u ontspannen kan raken. Dus hulle twee. Jesus. Welkom. Zal toch die familie van Passon opstaan? Oh, good afternoon, actually. Good afternoon, everybody. My name is Stanley Nick Katsa, and I have been tasked to say a few words of welcome to you all as the elder brother of the bride. But not only the elder brother, the one that and allow me first and foremost, before I start, because it seems to me that I have to set the protocol as I'm the first speaker. So, starting with the Deputy Bishop, I see the leadership of the church here. I see some elders in the house and some respected leaders in the house. You are most welcome. But before I start with that, allow me to first and foremost thank God for this day. A day He has made so that we can rejoice in it. It is the convergence of the divine will and the human earthly desires of these two that has brought us together here. After all, His will can only be done through us as human beings. So it is that convergence, the divine institution which is marriage instituted by Him, and the earthly desires
Allow me thus to welcome you all today to this wedding ceremony, where these two are going to manifest their desires and declare their vows. A special welcome to the family elders, as I've said and recognized. I've seen Elder Topnar there. I see my dearest uncle, Paul Kisting, here. As I'm speaking, I see the former governor and also a cousin of mine walking in, Mendoza April. So all the elders, you are most welcome. Your presence gives this occasion prestige. It gives it gravitas and it gives it that significance. To those of you that have traveled from near and far to celebrate with us, please be welcome. And I sincerely hope that you will return back to your homes with a sense of fulfillment, pride, and satisfaction that you have witnessed a very special moment. During the week, as we are traditionally doing, we have our traditional ceremonies where you ask for the hand of the lady. And there were instances which were quite funny, sometimes tense. At the point I came to Aletta after the first day, and I told her, Alet, tahagra klausen ne hui nisi ne bekek na iti de kuma nisi da kun kokat na han na ke of 3 months van nou af. And Alet just looked at me, motionless, speechless, but I could see in her face she wanted to tell me, Uncle Stan, nisi forget of me, nisi enya toch ne kama We had such moments. Brian, after the first day, came in. The elders were sitting there. And the elders, after introducing himself, the elders asked, what's Katai? And he said, Did you go? I let that house go. Chilegi did a meeting. Neum who I let us in fact, he was calling her on her home name. Did I get married? Did I get married? Such is the love and the bonds that has brought us together here. So I've witnessed it this week. And we thank God that at least through them, His institution will be manifested, and we will all be the witnesses to that. And I especially welcome you and thank God that you will be able to witness that, because sadly, many people, some people could not be able to be here. Some of them even recalled by him himself shortly before this event. As we know, our uncle, who is the head or was the head of this household and who was supposed to be in charge of this wedding today, has been recalled about a month or two back. And sadly, he would not be able to be here, but we are alive and we are here to witness. And for that, we thank you. And with those small notes, I want to welcome you all. After the church service, there will be other
festivities. I hope that you will enjoy your stay with us and that you will have lots of memories to be able to retell in the future. With that, thank you very much and welcome. Geist des Satans,
wat ek wens is om die krag van sy opstanding te weet en daaruit die toekoms van my lewe te voel. Amen. U mag sit in die teenwoordigheid van die Here. Baie dankie vir die hartlike uitnodiging, Aletta en Leonard, so 'n week gelede na telefoniese gesprek. Dit is verbittend om vandag hierdie dag met julle as die tweede vier, maar ook met die breë familie en ieder en elk van u wat hierheen gekom het. Hartlik welkom, liewe evangeliedienaars wat ek hier sien, al die leiers en hulle kapasiteite, u is meer as welkom. Nou, ek wil vandag met u praat. En my vertroue is in die Here dat hy my sal deurdra. En wat ons vandag sal doen is om te kyk na iets baie belangriks. Al die ander goed is belangrik, maar ek dink in die geestelike lewe en in enige onderneming wat jy neem, is die volgende baie belangrik. Pas jou gedagtes op. Pas jou gedagtes op. Wat 'n gedagte van al die planne van die mens voor dit implementeer word, vernietig. Of dit kan, as dit positief is, die lewe van die mens bou en sukses daarvan. En dit is 'n grond van namiddag, liewe Leonard en Aletta, op die woord van God. Filippense 4, verse 8 en 9. Filippense 4, verse 8 en 9. Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is en alles wat prysenswaardig is, wat er deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees. Daarom moet julle gedagtes terug. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Sover die woord van die Here. Ons Here, ons God, ons dank U vir U woord. Ons dank U vir hierdie samesyn, die gemeenskap van die heiliges. Kom in ons mitte, daal neer en spreek tot ons deur U woord. Amen. Thank you.
Vrou doen, wat sy kinders doen, alles was elke dag net verkeerd. Selfs as hulle daar rondom hom sit, vertel die storyvertelling, dan het hy gesê, ek weet wat julle nou doen. Ek ken julle, en ek weet precies wat julle dink op die oomblik. En dit is so aangegaan, Leonard en my liewe suster Aletta. En die kleintjies in die afwesigheid van hulle moeder het 'n plan uitgedink. Die ou kenner van alles, selfs die harte van die mens en die brein van die mens, het gaan slaap. Nou in Australië sê hulle is daar 'n verskriklike kas wat gemaak word. Hy word genoem die Limburger kas. Dit stink verskriklik. Nou die kleintjies het besluit, ons sal hierdie Limburger kas neem. Die man het 'n baard gehad. En ons sal dit op sy baardhare gaan smeer. Die ou groot het opgestaan. En toe hy opstaan, die eerste ding wat hy sê is, waarom stink dit so? Wat is hier aan die gebeur? Die kindertjies is hier langs aan. En hy kom uit die kamer uit, vra vir die kinders, wat stink so? En die kinders sê, pa kan maar nou 'n bietjie rondkyk. Hy gaan na die volgende kamer, maar dit stink nog steeds. Die kinders sê, pa, gaan na die volgende kamer. Dit stink nog steeds. Toe gaan hy die deur uit. Hy sê, die hele wêreld stink. Die hele wêreld stink. Hy het dit nie gesê nie, maar voor hy het gesê, het hy altyd maar so gedink. Alles in hierdie lewe is van buite en is nie van binne af. Alles wat in sy lewe gebeur, word deur ander mense veroorsaak. Hy sê, die hele wêreld stink. En die arme kinders kom later na 'n tydjie na die pa en kom sê vir die pa, wat stink is nie die hele wêreld nie. Wat stink is die kasbrikker wat ons op jou baard gesmeer. Haal dit af en dan is hy weg vir ewig. Kan u in die storieetjie sien? Hierdie man het hierdie stinkkas op hom gedra. Maar soos hy maar gewoond was dit iets anders of iemand anders wat dit veroorsaak. Want dit is op hom. En dis die gevaar van hierdie wêreld. Dis die gevaar van die mens. Alles wat met my gebeur, met my huwelik gebeur, alles wat in my lewe plaasvind, dit kom van ander mense. Dit kom van ander mense. Nou, Aletta, Jona, voor julle die wêreld, of wie dit ook al mag wees, vra wat in julle lewe aangaan, wat sal aangaan, in julle huis, in julle huwelik. Vra
vir julle self af. Wat dra by positief tot sukses van ons huwelik of tot dit wat besig is om te gebeur, om af te breek. Want daar sal ook daar kom, wat jy sal besef, die dinge loop nie lekker nie. En gewoonlik is het so, sisters en broers, liewe gemeente. Ons gaan soek die goed buite en soek nie eers by ons. Waar kan dat die suksespunt wees tot my lewe of die breekpunt wees tot my lewe? Ek het gesê, wat jy dink is wat jy is. En dis presies wat apostel Paulus vandag aan julle en my wil voorstel. Pas op wat jy dink. As julle heel dag in julle lewe julle besig hou met negatiewe gedagtes, sal julle lewe heel dag negatief wees. As ons besig hou heel dag van ons lewe met goed wat negatief is, sal die eindresultaat van ons lewe van die dag ook negatief wees. Pas op wat jy dink. Pas op wat jy dink. Baie kere is dit in die huwelik so, dat die man goed dink, wat kan bou sonder dat hy sê, dat die vrou goed doen, wat kan laat plaas in die dinge wat hulle verwag in hulle huwelik, sonder dat dit gesê word. Want dis die denkwerk, dis die gedagtewerk. En apostel Paulus kom gee raad aan die gemeente van Filipi. 'n baie jong gemeente. En sê vir hulle, julle moet julle daartoe toespits om 24/7 te probeer om julle gedagtes te vul met die dinge wat prysenswaardig is. Daar is mense in hierdie wêreld wat selfs oor hulle self baie negatief dink. En hulle vaskeer met negatiewe denke. En die grootvader het gesê, die grootste vyand in die pad van jou sukses kan wees, jyself. Jou gedagtes. Aleta, laat het nie wees dat jou gedagtes jou man terugtrek. Jy sê dit nie. Maar dit het 'n effek op die lewe van jou man. Laat jou gedagtes nie vir Aleta terugtrek nie. Dit het 'n effek op die lewe van jou vrou. Pas op wat jy dink. En die Bybel laat ons nie in donkerte oor die saak nie. Die Bybel is baie duidelik. Wat elke mens moet probeer dink in hierdie lewe. Elke dag van sy lewe. En nie in jou eie krag nie, maar deur die krag van bo. Bedink die dinge wat edel is. Eet beteken om te dink aan goed wat original is, wat echt is. Echte goed. Echte diamant is meer werd as 'n feit eet. Dink oor die dinge wat echt is. Eintlik beteken dit dink oor God. Dink oor die drie-eenigheid.
Aletta, probeer om te dink oor dit wat die beste is vir jou man. Dit wat die mooiste is vir jou man. Dink daaroor. Leonard, dink oor die dinge wat vrede sal bring in die huis. Wat as ook dinge kan in die huis vrede versteur? Vrede kan versteur word deur rusie en deur woede. Please, my broer, behou gedagtes van vrede. Bedink vrede. Aletta, bedink vrede. Laat het 24/7 deur julle probeer word. Alles wat mooi is, moet jy doen. Alles wat mooi is, wie wil nie mooi dinge in sy lewe sien nie? Maar die punt hier is, dat die mooi dinge nie net buite gesien word, maar dat die mooi dinge hier in ons brein begin. Pas op vir jou gedagte. Dat jou gedagte nie later 'n gedagte word wat dit oor onrein dinge praat en bedink. Jou brein kan praat. Die oomblik wat sy dink, praat sy. As jy mooie dinge bedink, dan bou jy van binne na buite. Ek wil 'n huwelik sien wat gebou word van binne na buite, nie van buite na binne toe. Nie met aardse goed gevul word nie. Laat het gevul word met die innerlijke dinge van God. Maar van ons huwelik en alles. Daar is alles. Die motorkar is daar. Die rykdom is daar. Niemand kort iets nie. Alles is daar op die tafel elke dag. Maar as jy sien hoe daar die man sit in die oggend, hoe daar die vrou in die namiddag sit, bekommerd in sy gesig, dan sien jy hier kort iets. Die evangelis skryf, alles wat van binne af gebou word, spreek uit en straal uit na buitekant. Ek wil hê dat Aletta en Leonard hulle huwelik van binne na buite moet bou, nie van buite na binne toe. Soek eers die koninkryk van God en al die ander dinge sal vir julle beleef. Soek die Here. Soek hom en jy sal hom vind. Begin met hom. En Leonard, moenie daar die soort man wees wat altyd met foute by die vrou soek en ander. Soek die foute by jouself. Begin met jouself. Aletta, moenie foute by die man gaan soek. Begin by jouself. En soek die foute by jouself. Van binne na buite, nie van buite na binne. Liewe susters en broers, liewe gemeente. Moenie altyd rondkyk na dit wat van buite af kom. Maar dinge in ons huwelike is van binne af. So moet dit van binne af met mooie gedagtes beveg word, sodat die heerlikheid van God gesien kan word in ons lewens. Paulus sê vir ons, jou lewensplan
moet net uit 3 dinge bestaan. Bedink die dinge wat origineel is, God se goed. En as jy God se goed bedink, dan sal jy 'n lewe lei soos 'n bevryde mens deur Christus Jesus. Die derde een is dat die Heilige Gees jou pad elke dag sal bestuur. Ek wil hê, Aletta, dat jy reguit pad met God moet stap. Nie maar dat jy reguit pad met God moet stap. En die pad is dat jy die Here moet vra. Here, bou ons van binne na buite. Help ons om dit van mekaar, van binne na buite. En so vir mekaar opbou op die pad dag na dag, uur na uur, sekonde na sekonde. Ons kom terug. Dan wil ons afsluit. By die man. Wat het ons geleer? Al die goed waarvoor jy mense in die huwelik beskuldig. Wat is die familie? Dit is die vriend. Dit is die wie en wie. Dalk is dit nie hierin. Jy kom by die een kamer, dan is hy nog saam met jou. Jy kom by die volgende kamer, dan is dit nog met jou. As jy buitekant toe gaan, dan sê jy aan die einde van die dag, die hele wêreld stil, behalwe ek. Dalk moet ons in ons huise, in ons samelewing, tyd uitneem, om elkeen as eggenoot na homself, haarself te kyk. Ek is in die huwelik. Het ek innerlike vrede. Jy kan net gee wat jy het. Is daar 'n innerlike vrede? Ons kan kom. Ons is 30, 40, 50 jaar gekom. Maar die punt is daar innerlike vrede? Wie is julle in die wêreld? Of is daar vrede daadwerklik in julleself? As huweliksmaat, binne julleself. Is daar geluk? Word daar gebou van binne na buite? Nou, as jy dink die name dat hier in 'n persoonlike lewe gaan dit nie so goed nie. God is 'n God van kanse gee. Hy gee ons weer 'n kans. Met die troue van Aletta en Leonard. Om weer hier iets te begin met nuwe denke. As ons dit doen, sal die vrede van God met alle verstand en behoor gaan ons hart en siel bewaar in Christus Jesus. Amen. Jy het hier in die godshuis verskyn om volgens die orde van God en die heilige Christelike huwelik te tree en die seën van die Here te ontvang. Hoor daarom met eerbied voor God wat sy woord aangaande die huwelik sê. Ten eerste, God het die huwelik gestig en ingestel. Hy sê, dit is nie goed dat die mens alleen is. Ek sal vir hom hulp maak wat by hom pas. En nadat God die vrou by die man gevoeg het, sê, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. Ten tweede, man en vrou moet vas en onverbreeklik met mekaar verenig en verbonde wees soos die Here sê. Wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei.
volgens hierdie woorde van Christus in die wil van God, wat die huwelik alleen deur die dood geskei mag. Hoe Christelike egpaar teenoor mekaar moet gedra, het ons van 'n kleins af geleer. En ek wil hê nie moet dit agter aansien. Ons moet God vrees en lief hê. Sodat ons rein en woorde en werke mag leef. En elkeen sy eggenoot lief hê. Nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Amen. Dis baie hierdie Christelike getuies vra ek u, of u Aletta Katsau hier teenwoordig, as u Christelike genoot uit Gods hand wil ontvang, haar lief hê en wil eer en haar in lief en leed nie sal verlaat nie, maar die huweliksverbond met haar heilig en onverbreeklik sal hou totdat die dood julle sal skei. As dit jou hart se wil en voorneme is, antwoord ja met God se hulp. Ja, met God se hulp. Daar is 'n probleem met die man. Stem die. Kan haar roer kry. Voor God die alwetende en in teenwoordigheid van hierdie Christelike getuies vra ek u, of u Leonard Passon, as u Christelike genoot uit Gods hand wil ontvang, hom wil lief hê en eer, aan hom onderdanig wil wees in die Here, en lief en leed hom nie verlaat nie, maar die huweliksverbond met hom heilig en onverbreeklik hou, totdat die dood julle sal skei. As dit jou hart se wil en voorneme is, antwoord ja met God se hulp. Ja, met God se hulp. Voor ek kom by die wettigheid van die huwelik in die oë van die staat, wil ek vir u voorhou wat die Here sê. God het ter wille van die sonde vir die wat in die huwelik lewe aan die moeite verorden. Maar dit moet 'n troos tot hulle wees, omdat hierdie staat in die oë van God aangenaam en deur hom geseën is. God het met sy teenwoordigheid die bruilof van Kana geëer en geseën. So wil die Here julle ook terwyl julle ry en hierdie reis onderneem, seën, aanraak, aanspoor, liefde en aanmoediging tot julle spreek. Hy wil julle beskerm teen gevaar. Wanneer daar trane sal kom, sal hy julle trane afdroog. Hy sal vrede, eendrag en liefde aan julle verleen. En julle kroon met sy eie seun, Jesus Christus, ons Here. Amen. As jy die saak nou kan jy weet, daar geen wetlike misverstand van die voorgenome huwelik met Leonard Passon hier teenwoordig, en dat hy ons almal as getuies oproep, dat u vir Leonard Passon as u wettige man nou aanneem. As daar geen wetlike misverstand, lig die regterhand op en antwoord, ja, ek verklaar dit. Ja, ek verklaar dit. Passon, hierbij declare, Aletta, Medigi, Katsau Passon, as my
dit nou hier openlik voor God en hierdie Christelike getuies betuig en belê het en vir mekaar op die regterhande gegee het en die liefdesringe ook verwissel het, verklaar ek u nou verbonde aan die heilige Christelike huwelik as dienaar van ons Here Jesus Christus. In die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, wat God saamgevoeg het, sal deur geen mens geskei word. Amen. En Leonard toe vir die wêreld, maak dit oop vir die hemelse deur, om daaruit die wysheid te ontvang, hoe om hierdie reis te stap met u, en liefde en in nederigheid, wyl hulle oppas wat in hulle gedagtes aangaan, en net beding dit wat goed is vir mekaar en vir hulle familie. Mag u seën op hulle neerdaal, en mag hulle deur u wysheid dag en nag gelei word. As daar moeilike dae aanbreek, stuur in die dag 'n wolkkolom en in die nag 'n sonkolom, om hulle te lei na gunste land. Mag hulle u liefde en genade beleef. As siekte kom, as daar dae kom waar die kraal leeg is en daar niks is op die tafel, mag hulle sê nogtans, ons sal in die Here, want hy is ons Here en ons God. As die vyand vandag opstaan en môre opstaan, die ou duiwel, Here, hanteer hom op die manier dat hy nie sal kom en ons en hulle sal vernietig. Gaan met ons almal op die weg wat Aletta en Leonard gaan. Seën ons huwelike, seën ons huise, en mag ons vir mekaar met die goeie koester, moeie beding, tot eer van u naam. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u laat skyn en die genade vir ons. Die Here verhef sy vriendelike aangesig na julle en skenk aan julle sy ewig durende vrede. Amen. Wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei. Amen. Baie dankie. Ons sal aan die koor gesluit. Right. Hey, you go. Getrouwdes vir mekaar. Kyk dan met die toestel, maar kyk dan. Sama mahasiswa cepat itu.